Ons kyk vandag na 'n paar baie basiese goed van Microsoft Word. Eerste paar dingetjies wat ons gou wil deurgaan is 'n paar shortcut keys wat ons kan gebruik in alle Office programme en vandag spesifiek kyk ons na Microsoft Word. So Ctrl en A. Ctrl en A sal select all soos wat jy op die skerm kan sien. Dan kan ons ook Ctrl en C wat copy beteken, Ctrl en V vir paste. En dan kan ons ook natuurlik Ctrl en X vir cut, Ctrl en Z vir undo, Ctrl B vir bold, so daar bold ons alles, Ctrl I vir underline en Ctrl kolletjie I vir italics. As ons gou Ctrl Z weer om net weer te gaan waar ons vandaan kom, daar sê. Dan kan ons ook natuurlik gaan kyk na Ctrl en Enter. Ctrl en Enter is 'n page break, so as ek hier op die einde gaan staan en ek druk Ctrl en Enter, sal ek na die volgende bladsy toe gaan. En wat lekker is, as ek dan iets op die tweede bladsy doen en ek tik teks op die eerste bladsy by, sal die teks op die tweede bladsy nie ook af onder toe skuif nie, wat baie keer baie tyd spaar. Reg, dan gaan ons kyk na, by die file het ons dan save en save as. So save as gebruik ons dan wanneer ons 'n nuwe dokument wil save. So baie keer werk ons almal saam in een dokument en ons kan dan die save as gebruik om 'n nuwe dokument te stoor sodat ons nie oor die vorige persoon se werk gaan save nie. Dan kan ons gaan ons vanaand kyk na die quick access toolbar. So hier in die bokant by die quick access toolbar kan ons vir ons hier goed gaan plaas wat ons gereeld gebruik. So hoe om dit te doen, ons klik op die pyltjie daar en ons gaan hier so onder by more commands en dan het ons nou hier in die regterkant alles wat in ons quick access toolbar is en in die linkerkant het ons 'n hele lys van wat ons daarby kan bysit. Die eerste stap is ons klik net hier op by popular commands en dan gaan ons by all commands en dan onder all commands kan jy dan gaan kies hierso wat jy wil insit. Ek gaan in hierdie geval sommer dan insert table, gaan ek dan add en dan druk ek OK en dan is my insert table op my quick access toolbar bygesit. Reg, dan as ons na die tweede bladsy toe gaan, 'n paar kort wenke vir die skets van voorwerpe. Nou, wanneer ons gaan by insert en ons het hier by ons shapes, is daar 'n paar goedjies wat ons gewoonlik mee sukkel om te teken, byvoorbeeld 'n sirkel. Nou, wanneer ons 'n sirkel teken, kan jy, die oomblik as jy hom begin teken en jy druk shift op jou keyboard en jy hou hom in, dan maak hy daai ovaal, maak hy dan 'n sirkel. So, jy hoef nie te sukkel om die sirkel te kry, jy druk eenvoudig shift op jou keyboard, hou die shift in, los jou muise knoppie en los die shift knoppie. So, daar het ek 'n perfekte sirkel geteken. Dieselfde, byvoorbeeld, as ek hier langsaan vierkant wil hê, dan druk ek ook, ek teken van die reghoek opsie, ek druk shift, hy maak hom 'n perfekte vierkant, los my muise knoppie en daar het ek 'n perfekte vierkant. So ons kan dit ook natuurlik doen deur assestelsels kan ons ook so gaan teken. So as ek byvoorbeeld 'n mooi vertikale lyn hier wil teken, kan ek hom trek, druk shift, hy maak hom vertikaal, los my muisknoppie, los die shift teken. Selfde dan vir die horisontaal, trek hom naby aan die horisontaal, druk shift, sodat dan perfek horisontaal maak, los jou muisknoppie, los shift. So dis 'n paar kort gedeeltes om dan perfekte figure te teken. Reg, dan ook, terwyl ons hier by die assestelseltjie is, ons het nou hierso 'n vertikale en 'n horisontale lyn, maar dis twee aparte prentjies. Okay, so ek wil soms hierdie gaan saam groepeer, of groep, soos wat hulle sê, sodat ons daai assestelseltjie as een prentjie kan beweeg. En hoe ek dit doen is, ek klik op die een lyn, druk op my keyboard Ctrl en klik op die ander lyn. So nou is, soos jy kan sien, is al twee lyne geselect, en dan hier onder jou format opsie, is daar heel in die regterkant 'n groep button, en dan select jy net groep. Dan kan ons verder ook regsklik op hom en ons kan sê wrap text en square en nou kan ek hierdie prentjie kan ek gaan skuif waar ek wil op die bladsy en daai as 'n stelseltjie, daai vertikale en die horisontale lyn X en die Y sal saam gaan skuif.
Reg, dan kan ons volgende, as ons opgaan na die eerste bladsy toe. Ons kan gaan, Word, soos hier is nou 'n opskrif hier getik hierso. Nou ons kan daai opskrif, kan jy die keus van die letters gaan verander. Nou byvoorbeeld uppercase wat alles hoofletters is, lowercase alles klein lettertjies, deur net, sonder om dit oor te tik, deur net die druk van 'n knoppie. So in hierdie geval gaan ons dan somme net almal hoofletters maak en dan onder jou home tab hierbo waar die groot hoofletter A en kleinletter A is daar 'n klein drop-down menu waarop jy kan klik en dan kies ons net dood eenvoudig uppercase. So nou het hy die hele opskrif uppercase gemaak. Ek kan dit natuurlik weer terugsit na sentence case toe soos wat hy was, maar in hierdie geval ons maak dit uppercase. Ons sit dit in die middel en ons underline dit ook sommer. So nou het ons nou ons opskrifie mooi in hoofletters gaan sit. Reg, dan kan ons gaan kyk na sketse, gaan crop of enige skets hier insit. So as ek hier op die eerste bladsy 'n skets wil hê wat groot is, ek wil bietjie verander aan die prentjie en ek wil hom hier in die regterkant van hierdie teks gaan bysit, gaan ons die volgende stappe volg. So ons gaan sê insert, picture, ons gaan 'n picture gaan kies. In die geval gaan ek sommer hierdie prentjie vat en in hierdie geval kan ons hom nou gaan eerstens crop. So kom ons sê ons wil net hierdie gedeelte van die prentjie gebruik het. So as ek op die prentjie klik om hom te select, is ek outomaties op die format tab en dan is daar regs 'n crop button regsbo. So ek klik op crop. Hierdie swart pyl rampie verskyn om die prentjie en dan skuif ek net daai rampie sodat net die gedeelte in kleur bly wat ek wil hê. So kom ons sê ons wil nou net daai gedeelte van die prentjie hê en dan druk ons net weer op crop. So daar crop hy nou die prentjie en dan hier kan ons wrap text en die square opsie sal maak as ek hom langs die woorde insit, dan sal die teks net tot teen die prentjie gaan en dan na die volgende lyntjie toe oorgaan. Die volgende gedeelte wat ons dan gaan doen is as ons headers en footers wil insit, met ander woorde ons soek in die bokant van elke bladsy wil ons die skool se wapen insit of ons wil een of ander header daai en ons wil die bladsye nommer. Maar in die geval gaan ons 'n unieke voorblad hê. So jou voorblad is tipies ander inligting op en dan begin die res van jou dokument van bladsy 2 af, maar die tweede bladsy moet hy nommer 1, 2, 3 ensovoorts verder. So ons begin deur net vir ons 'n blanko bladsy aan die bokant op te sit. So ons staan hier heel bo by ons teks en ons druk weer Ctrl en Enter sodat hy vir ons in die bokant nou my voorblad gaan sit. Dan kan ek net bo hierdie opskrif sommer double klik. Dan is ek onmiddellik nou in my header gedeelte en dan kan ons hier gou sê insert picture. In die geval gaan ek sommer 'n mooi logo insit. So ons sit die briefhoof daarin, daar is ons briefhoof, dan kan ons ook page number insit, ons sê sommer bottom of page in die middel, dan kan ons sê page numbers, format page numbers en dan hier sê ons start at 0, sodat hy die eerste bladsy tel as bladsy 0 wat my voorblad sal wees. En dan om te finaliseer moet ek hierbo gaan klik op different first page sodat ons weet hy erken daai as 'n voorblad. So nou is my voorblad tans nog 'n blanko bladsy waarop ek nou my voorblad mooi kan ontwerp. Op elke bladsy verder is my briefhoof in en van die tweede bladsy af nommer hy dan 1, 2, 3 ensovoorts verder. Die volgende deeltjie waarna ons kan gaan kyk is mail merge. Nou mail merge kan ons gebruik vir 'n hele aantal goed, as jy persoonlike e-posse aan mense wil stuur, as jy sertifikate vir leerlinge wil uitdruk ensovoorts. So wat jy nodig het is in die eerste plek is jy het 'n Excel spreadsheet nodig van alles wat jy wil hê die leerlinge
of wat op jou deel moet verskyn met die mail merge. So hierso het ons 'n Excel spreadsheet van 'n leerling se name, die graad waarin hulle is en die klas waarin hulle is. Dan het ons ook hier vinnige sertifikaatjie opgestel en dan al wat ons gaan doen is, ons gaan klik op mailings, ons gaan sê select recipients, use existing list, want ons het reeds 'n existing list wat ons het, wat ons nou net opgestel het met al ons data in. So, as ons gaan kyk, so daarso is ons voorbeeld deel en dan gee hy nou vir ons 'n blokkie. Hier vra sheet 1, 2 of 3, so in watter sheet verskyn jou data, in die geval is dit sheet 1. Ons klik op OK. So daarso het ons nou die naam, en dan kan ons hierso nou gaan sê insert merge field, so daarso gaan ons die naam van die leerling gaan insit. Reg, dan hier by die graad, gaan ons daar by daai graad, gaan ons sê insert merge field, so dis waar sy graad moet inkom, en daai A gedeelte gaan ons sê waar sy klas moet inkom. Dan kan ons doeteenvoudig klik op preview results, so daar wys hy nou leerling A is in graad 8A. Ons kan almal van hulle preview, so daar sit hy die data net doeteenvoudig in, en dan as ons klaar daai data nou het, so ons sertifikaatjie is reg, dan kan ons gaan hierso by finish en merge, dan kan jy het of e-pos, as jy al die e-posadresse in daai selfde Excel spreadsheet het, of jy kan die dokumente print. As jy dit sou e-pos, dan vat hy doeteenvoudig en hy stuur vir elke persoon sy persoonlike e-posadres met die inligting wat jy dan vir hom stuur. Net belangrik, hy gaan slegs werk deur Microsoft Outlook. Dan die laaste gedeelte, as ons teruggaan na ons vorige Word leer hierso, of Word dokument. Soms sukkel mens baie om vraestelle mooi die alignment van die nommer en die vraag en die punte toekenning reg te kry. Nou om dit op te los is eintlik eenvoudig deur doeteenvoudig net vir ons 'n table in te sit. En in hierdie geval gaan ek sommer 'n table van 3 vat. Jy hoef nie te bekommerd oor die veelheid rye wat jy daar insit nie, want as jy op die laaste kolommetjie gaan en jy druk tab, dan sit hy vir jou doeteenvoudig nog 'n ry by. So kom ons sê, my eerste kolommetjie wil ek my nommer hê, die nommer van die vraag. Die middelste kolom moet al my teks wees, my inligting van my vraestel, en die laaste kolommetjie moet die punte toekenning wees. So dan wat ek doen is, ek gaan met my muis op daai lyntjie totdat daai dubbelpyltjie verskyn en ek klik en ek drag en ek stel die grootte van my nommer. En dieselfde doen ek hier aan die regterkant, ek klik en ek drag en ek stel die grootte van my punte toekenning. So kom ons sê ons begin nou hier met vraag 1. Ons kan selfs vraag 1 in die eerste tabelletjie sit en ons begin hierso deur te sê vraag 1.1. Hierso het ek nou my teks. En ons het net so kan ons aangaan, so daar is ons eerste sommetjie, hier is ons tweede sommetjie. Reg, so kom ons sê nou, hierdie eerste som moet 3 punte tel, en die tweede som moet 2 punte tel. Reg, nou net om hierdie numbering mooi reg te kry, ons verkies gewoonlik dat die punte totaal aan die einde van die vraag saam met die laaste lyntjie gaan staan. So al wat ons doen is, ons gaan net doeteenvoudig na die regterkantse kolom gaan, hy maak so 'n pyltjie vir ons daar, ons klik, hy select all, en dan gaan ons hierso by die layout, en dan hier onder alignment kan ons daai blokkie daar gaan kies wat sê align bottom right. So as ons klik daar, sit hy almal in die bottom right. Reg, so gaan ons aan. As ons nou nog 'n rytjie wil bysit, sit ons weer tab, ons tik ons hele vraestel klaar, en al wat ons dan doen op die einde van die dag is ons gaan na die bo links van die tabel, daar waar die kruisies is, as jou muis daai kruisie maak, regs klik op hom om alles te select,
gaan onder jou Home tab en dan hier onder jou Home tab het jy jou borders en dan kies jy net daar nou border. So daar lyk dit of dit nie in 'n tabel gesit is nie en alles is mooi netjies onder mekaar. Laaste deel vir vandag is as hierdie 'n vraestel is, kan jy ook natuurlik hom password protect en met ander woorde dat jy eers 'n wagwoord moet insleutel voordat iemand kan sien wat binne in die inligting hier aangaan en dit doen jy dood eenvoudig deur te druk op file. Hier onder die info is daar protect document en jy sê encrypt with password. Dan tik jy nou net jou wagwoord in. Jy sê OK. Jy sleutel weer die wagwoord in. Jy sê weer OK en jy save hom. Wanneer jy hom dan toemaak en jy wil weer daai selfde Word vraestel oopmaak, moet jy eers die wagwoord intik, jy druk enter en dan maak hy vir ons weer die dokument oop. Sou jy die wagwoord weer wil afhaal, klik jy net op file, weer onder info, weer protect document by encrypt password en jy klik net daar en jy haal die dood eenvoudige password uit en sê OK. Druk weer save en daar is jou password af. So kom ons aan die einde van 'n baie eenvoudige inleiding tot Microsoft Word.